Vader, ons kies vanoggend om 'n lewe te hê wat sal sing tot eer van U naam. Dankie dat ons dit kan sing vanoggend met wat in ons is, in ons gees, uit ons hart uit ons verstand uit ons gedagtes uit. Dankie dat ons vanoggend net kan sê, Here, met my siel, met my gees wil ek U loof. Word U verheerlik en ons dankie in Jesus naam. Amen, amen. Baie dankie, ek kan hier sit plek neem. Kom ons gee vir ons worship span 'n groot hande klap. Dankie julle. Ag, come on, julle kan beter hande klap as dit. Dit was awesome. Dankie julle. Love you guys lots. Dankie. Thanks a million. Van my kant af ook hartlike, mooi, geseënde, lekker Vadersdag. Mag jy 'n fantastiese Vadersdag beleef en mag jy lekker gespoil wees, al die papas. Vir my persoonlik 'n groot voorreg. Dankie Sean. Ek waardeer dit. Maar is my voorreg, eer om die vader te wees van hierdie gemeente. Hierdie is 'n spesiale gemeente. Ons gemeente wat ek en Glennie nog die langste bedien het. En saam met dit kom daar baie mooi oomblikke wat jy regtig vir die res van jou lewe wil onthou en net aan God ook die eer daarvoor wil gee. So Paas, ek wil vir jou vra, zip up, grow tall en man up. 3 goed wat ek vir jou wil sê. And I'm serious if I say that. En ek glo ons as mans, as papas, manne van God kan regtig 'n verskil maak vir die Here as ons leef volgens dit wat God ons voorgeroep het. So, proud to be a man, en ek is bly julle is hier vandag, en ek glo jy gaan ook vandag se woord geniet. Is jy reg vir die woord? Sê gou vir iemand langs jou, buckle up. As hy. Ons praat oor heilige grond, bewaar die kosbare wat God aan jou gegee het. So, hierdie is 'n baie diep boodskap vir my vandag. Ons is in 'n reeks van die 10 gebooie en vandag gaan oor die 7de gebod, jy mag nie egbreek pleeg nie. En onmiddellik as ons egbreek lees, dan verskans ons dit onmiddellik na 'n hoekie in ons brein wat ons sê, ag, dankie tog, ek is nie daaraan skuldig nie. Maar ons gaan ons vandag so 'n bietjie uitpak, 'n bietjie op die tafel neersit, en dan gaan ek hopelik glo dat jy vanoggend hier sal uitstap en sal sê, Here, U het met my gepraat en ek wil hierdie woord kom deel maak van my hele lewe. In die afgelope jaar het 4 van my kollegas, wie se nommers ek op my foon het, wie ek op voornaam terme ken, wie se vroutjies ek by hulle naam ken, geval as gevolg van hierdie sonde. Elke keer as dit gebeur, is dit vir my en my vrou 'n verskriklike slag in ons huis, want ons besef dit is die aanval van die vyand. 6 jaar terug, op die 3de Februarie, het ek die verskriklikste dag gehad van my bediening. Toe ek moes uitvind dat 2 kollegas, wat hier by Endow was, met mekaar in 'n seksuele verhouding betrokke geraak het. Dis die slegste, dis die ergste, dis kan ek hierdie verskriklike woord gebruik van die kansel af, die vieslikste oomblik van my lewe gewees. Ek wil jy moet vandag verstaan as ek dit onderskryf, as ek dit onderstreep, as ek dit vir jou in bold letters uitdruk, moet jy iets verstaan van wat 6 jaar terug gebeur het. Dit was 'n verskriklik, dit was soos 'n aardbewing. Ek was ook al self op 'n plek waar ek op 'n Sondag, nadat ek hier by die kerk was, in 'n Delilah vasgeloop het. En toevallig daai dag was my vroutjie op 'n geestelike kamp gewees, en hierdie Delilah vir my sê, ag, is okay. Ek sê, ek het 'n ring aan. Sy sê, en? Kom kuier net by my. Ek sê, wag, kom ek sê vir jou, ek is eintlik 'n pastoor. Sy sê, waar? Ek sê, daar by Endow. Sy sê, maar nog altyd daar kom kuier het. Ek het daai dag geweet, ek het 'n skoot geplant, sy sal nooit vir ons kom kuier nie. Maar toe ek daai dag daar wegstap, toe bewe ek so. En ek besef hoe naby dit was, die oomblik. En terwyl ek so uitstap uit die Pick n Pay, sê die Heilige Gees vir my, dit is
presies waardeur jou manne elke dag moet worstel, as hulle daar by die kantoor rond is, of in hulle werksodanigheid, en die prikkelpoppies van die omgewing stap rond. As welbekende manne van God wat in ons land die afgelope jaar geval het. Ons tema van hierdie reeks is, U wet geskryf op my hart. Het jy al oor 'n stopstraat gery? Kan ek gou sien? Ag Here, dankie vir eerlikes. Ek het al bo oor 'n stopstraat gery. Weet julle hoekom? Ek was op my hands-free kit gewees. En toe ek weer sien, toe ry ek so af in Hannibal, boer Sarelselee. En toe ek boer die stopstraat gery, toe dink ek, wat jy gemaak? En van daai dag af het ek regtig 'n besluit gemaak, my foon vat ek nie aan nie. En my familie, my kinders veral het my geras oor dit. Maar 'n stopstraat is daar om jou te beskerm en die lewe van iemand anders te beskerm. 'n Rooi verkeerslig beteken jy moet stop voor 10 in die aand. Nou, I get it. Ek is nie so wetties nie. Maar kan jy jou indink net daai oomblik gehou? Probeer net gou terugdink, waar kom hierdie 10 gebooie vandaan? Moses is op die berg, hy het hierdie amazing ontmoeting met God en hy skryf neer wat God hom gee op klei tablette. Ek dink dit het bietjie moeilik gegaan. Hy moes 'n klip gevat het, hy moes dit uitgegraveer het, elke gebod wat God hom gee. En hy kom so opgewonde van die berg af en hy gaan vir die Israeliete vertel, wat het God hom gee? Hierdie stopstraattekens om te keer dat jy nie oor 'n stopstraat gaan ry en dat jy jou eie lewe gaan verwoes of die lewe van iemand anders te gaan verwoes nie. En nou hier kom Moses af en die woord sê, hy was vol van heerlikheid geklee en hy kom van die berg af en hy is excited om vir die Israeliete te sê, kyk wat het God vir my gegee. En hy is so woedend, toe hy sien waarmee die volk besig is, besig met 'n afgodsbeeld, hy vat uit klei tablette en hy gooi dit neer en hy breek dit. En ons dink by onsself, die 10 gebooie is vir ewig vernietig. Maar eintlik kom God. En God kom sê in daai oomblik, ek wou nooit gehad het, dit moet op 'n papier wees nie. Op 'n klei tablet nie. Ek wou gehad het, dit moet in jou hart wees. Want as dit in jou hart is, as hierdie 10 gebooie deel kan word het van jou lewe, dan laat jy nie toe dat die vyand goed in jou lewe inbring nie. En asseblief, ek bring nie vanoggend onder veroordeling nie. Jy kan vanoggend breë borsie uitstap en jy gaan vanoggend breë borsie uitstap. Ek glo vanoggend dat die Heilige Gees jou gaan help, dat jy gaan sê, ek gaan nie toelaat dat hierdie goeders my gaan laat val nie. Maar hoor wat gebeur in hierdie tyd toe Moses hierdie ervaring gehad het. Hy sê, almal wat sonder die wet van Moses gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, oor hulle sal volgens die wet geoordeel word. Nie die wat die wet hoor, word deur God vrygespreek nie, maar die wat doen wat die wet sê, sal vrygespreek word. Wanneer heidene wat nie die wet het nie, tog van self dinge doen wat die wet vereis, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle nie die wet nie. Nou sê ons vers van hierdie reeks, hulle optrede toon duidelik dat die vereistes van die wet in hulle harte geskryf staan. Kan jy dalk jou hand net so opsteek en sê, Here, dankie vir die wet wat op my hart is. Boonop bevestig hulle gewetens dit, deurdat hulle gedagtes hulle of aankla of vryspreek. Die Heilige Gees is met ons ouens. Hallo? Die Heilige Gees is met jou en my. Ons is kinders van God. En wanneer 'n kind van God is, dan kom daai Heilige Gees en hy sê vir jou, hey, wat doen jy? Nee. Of kom ons sê dit anderste, wat kyk jy? Ek sien eendag hier by die kerk, sien ek 'n man wat so vir 'n vrou kyk, maar ek sien hoe kyk hy so vir haar. Ek gaan so na hom toe, ek sit my hand so op sy skouers, ek sê, sy's mooi, né? Nee, pastoor.
Hier is die voor die hand liggende van hierdie gebod. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Thou shall not commit adultery. En kom ons wees eerlik, wanneer ons hierdie gebod lees, dan sê ons vir onsself, ag Here, dankie, hierdie 7de gebod, ek het hom onder beheer. Dit is eintlik nie op my van toepassing nie, want ek het daarom gelukkig nog nooit by iemand anders te geslaap nie, net by my huweliksmaat. En ons vat hom onmiddellik en ons bær hom so op die rakkie en ons sê, okay, is 'n goeie ding, ons moet nie aan hom sondig wees nie, maar ons merk hierdie blokkie en ons voel nogal goed oor onsself in vergelyking met die res van die wêreld. Maar as ek vir jou vandag sê, miskien het jy hierdie oggend hierdie gebod reeds gebreek, nog voordat jy die bed uitgeklim het. Want wat as hierdie gebod nie net gaan oor handeling nie, maar oor die toestand van jou hart? Kom ons kyk net wat dit beteken om rein te wees in die kultuur van ons wêreld wat 'n absolute besetheid het oor seks en om seks uit verbandheid te ruk en om daarmee weg te hardloop en heeltemal die draad kwyt geraak het van hierdie mooi wat God gebring het in ons as menswees se lewens. Ons kyk na die heilige grond van die huwelik en hoe dit bewaak moet word. Spreuke 4 vers 23 sê dit so mooi en dit is vir jou op die bord. Hy sê, wees veral versigtig, lees dit saam met my asseblief, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Die NLV sê, wat jy dink, doen jy. Die Passion Translation says, so above all, guard the affections of your heart, for they affect all that you are. Pay attention to the welfare of your innermost being, for from there flows the wellspring of life. Hier is die werklikheidstoets. Wie van julle kyk uit vir 'n toets of 'n eksamen wat jy moet skryf? Kan ek gou sien? Jy kan nie wag nie. Jy is so opgewonde. Ja, jy weet jy gaan onder die top 10 wees. You are aiming for number 1. Hier is vir jou 'n toets. Hier is waaroor dit werklik gaan. Ons lees dikwels hierdie gebod, jy mag nie egbreek pleeg nie. En ons dink dat dit net vir mense gaan oor wat getroud is. Maar Jesus kom in die bergpredikasie. En dan het Jesus altyd 'n vermoë gehad om iets wat ons so platonies lees, so sonder tussen die lyne lees. Kom Jesus en hy sê, ek wil net die hitte so 'n bietjie opdraai op hierdie gebod. En Jesus sê vir hulle, ek wil dit persoonlik maak. Hierdie is heilige grond, hierdie is kosbare grond. Kom ek sê vir jou, Matteus 5, julle het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir julle, elke man wat met 'n wellustige oog na 'n vrou kyk, het al klaar in sy hart egbreek gepleeg. Maar dit is ook vir elke vrou, hoor. So die mans kan ook sê, ja, amen. Hierdie predikers van die dag was gefokus geweest op die uiterlike gedrag. Maar Jesus gaan na die wortel toe, hy gaan na die hart toe, hy gaan nie oor 'n hartsaak en hy sê, moet hier in jou hart gebeur. Die probleem is nie net die daad nie, ouens, die probleem is wanneer dit 'n begeerte word. Die probleem is daai onophoudelike blik. Die probleem is wanneer jy iets in 'n fantasie toe oorvat, of die prentjie wat op jou skerm is, wat jy nie kan wag om vir jou pastoor te wys. Kyk pastoor, dis waarna ek kyk. I don't think so. Dis waar die stryd gestry word. Die vyand weet, ouens, die vyand weet, hy gaan nie altyd al kry om in die daad oor te gaan nie, maar as hy dit kan regkry om jou verstand, jou gedenke, jou manier van kyk, as hy dit kan regkry om daai verkeerde ding in jou verstand te begin, dan het hy jou. Janie Pieter het met een van ons biltongaande toe sê hy, as jy gewoond is dat jy met 'n verkeerde manier dink of kyk, is jy gegroove op 'n sekere manier. Hy sê, nou moet jy 'n nuwe groove kry, waarop jy uitkom uit daai plek uit, waar jy met 'n wellustige oog gekyk het, en waar dit vernietig wat God op jou hart vir jou wou geskryf het.
So hier's die theos, hier's die crux van hierdie hele gebod. Hier's waaroor dit regtig genuine gaan. En dis wat jy vandag moet vasmaak in jou hart. Hoekom is God so streng oor hierdie gebod? Want hierdie gebod gaan oor 'n verbond. Kevin de Young skryf in sy boek oor die 10 gebooie, hy sê hierdie gebod soos geen ander nie, dit raak die kern van die verbond. Oorspel is die verbreek van 'n verbond, en God is 'n God van verbonde. Wanneer 'n man of 'n vrou 'n verbond verbreek, val hulle 'n beeld van God se verhouding met sy kerk aan. En dis hoekom God so streng is oor, dis hoekom God ernstig is, dis hoekom hierdie 7de gebod, die 7de gebod van die 10, hoekom hy so duidelik uitstaan, en hoekom jy het vandag na dit moet kyk en sê, Here, ek skans my net af en sê, ag dankie tog, ek het nie rondgeslaap nie, dat jy vir jouself sê, Here, hierdie ding kan my ook vang. Die huwelik, ouens, is bedoel om aan die wêreld te wys hoe getrou en hoe liefdevol en hoe toegewyd Christus aan ons, sy bruid is. Maar hier is die diepere kwessie. Seksuele sonde is anders. Paulus maak dit kristalhelder vir ons in 1 Korintiërs 6. Hy sê, vlug dus weg van seksuele losbandigheid. Geen ander sonde beïnvloed 'n mens se liggaam so direk soos hierdie een nie. Want as jy seksuele losbandigheid bedryf, sondig jy teen jou eie liggaam. Of verstaan julle nie, dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle woon en deur God aan julle gegee is nie, julle behoort nie aan julle self nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop, daarom moet julle God met julle liggaam verheerlik. Oorspel is nie net 'n verhoudingssonde nie. Dit is 'n sonde teen jou eie tempel. Luister wat ek nou gaan sê, probeer dit onthou. Dit is 'n sonde teen die Gees van God wat in jou woon. Jy sê eintlik vir jou huweliksmaat, jy is nie goed genoeg nie. Ek het iets anders nodig wat my goed genoeg sal laat voel. Sê maar Eina. Dit sê vir God, die ontwerp, die kunstbeeld, die afbeelding, die prototype, dit wat jy geskep het, is nie vir my goed genoeg nie. En ek gee nie om dat die Gees van God in hierdie liggaam woon nie. Jy sien, dit gaan oor 'n verbond, dit gaan oor 'n belofte. Die kultuur van ons wêreld sê, ag man, volg jou hart. Dis selfbevrediging. Dis eie genot. Niemand weet nie, dis net vir jouself. Dis juist die probleem. Jy's 'n liggaam van die tempel van die Heilige Gees. Kan jy amen sê op dit? Maar jou hart bly bedrieglik. Die vyand gaan aan om te kyk of jy jou kan laat val. Maar God sê, volg my woord. So wat doen ons? 3 goed wat ek vir jou wil uitlig. Hoe leef ons dit uit 'n wêreld wat skree vir ons om kompromie te maak? Wat maak ek en jy met hierdie komplot van die vyand, wat kyk of ons kan laat val? Wat maak ons om weg te kom, weg te breek van hierdie ding wat ons partykeer wil laat val? Ek wil vir jou vanoggend vra, jy moet meer doenloos wees, jy moet ongenaakbaar wees, jy moet onwrikbaar vir jouself sê, ek gaan veg met hierdie stryd wat daar in my is om te sê, ek gaan nie toelaat dat die vyand my meer gaan kom poetjie met dit nie. Dis 'n stryd. Kan ek gou sien, wie van hierdie mans het al 'n mooi vrou gesien? Dankie vir julle eerlikheid. Ek het eintlik bedoel jou eie vrou al gesien. Een mooi vrou gaan altyd daar wees. Daar gaan altyd 'n Delilah wees wat iewers te gaan wil instap in jou lewe. Maar jy gaan moet sê, ek maak dit 'n vyhandige stryd in my binneste om te sê, I will fight it. Ek sal teen dit staan, want is wat God van my vra. En al die dames sê amen. Luister wat sê Jesus in Matteus 5. Dankie Deidre. Hy sê, as jou regter oog jou laat struikel, plak hom toe, neus hom, hy sal môre weer beter wees. Die ou vertaling sê Jesus, ruk hom uit. Wie se oog kan ek vanoggend gaan uitruk? Sien hy prentjie?
Ruk hom uit, raak daarvan ontslae. Jy moet nooit meer doenloos word met die invloede wat jy toelaat in jou lewe. Jy moet by 'n plek wees waar jy sê, ek is ongenaakbaar, ek het 'n besluit gemaak, I've made a covenant with my eyes, dat ek nie gaan kyk na dit wat verkeerd is nie. Hou op om met die versoeking te speel. Hou op om te dink jy kan flirt daarmee, jy kan wegkom daarmee. Jy kan nie na 'n skerm vol vuil goed kyk en verwag jy gaan 'n rein lewe lewe nie. Ain't work like that. Is jy lief vir my? Net 3 mense. Is jy lief vir my? Kan jy amen sê? Ek kry so gevoel, jy is nie lief vir my nie. Clemens die verkader. Clemens die kerkvader. Die verkader. Die kerkvader. Hy skryf, dis 'n ernstige ding, hy skryf vir die ouderlinge wat in versoeking geval het. En hy sê omdat hulle gedurig saam met vroue was. Clemens, daai groot kerkvader skryf dit. En dan sê hy, laat hy wat meen, hy staan, oppas, dat hy nie val nie. Nie een van ons wat vandag hier sit, man of vrou, is sterk genoeg om te sê, ek gaan nie val nie. Maar jy moet 'n besluit maak in jou binneste vandag en sê, ek gaan fight. Ek sal stry. Ek sal dit blok. Ek sal keer. Want as jy dink jy sterk, dis juist wanneer jy swak is. Vlug vandaan letterlik, hardloop. As jy streaming op jou TV moet kanselleer, doen dit. As jy 'n filter op jou foon moet sit, doen dit. En mamas en papas, kyk asseblief in jou kinders se fone. Jy het die volste reg. Weet jy hoekom? Jy betaal vir hom. Vat jou foon, vat hy foon en gaan kyk. As jy 'n gesprek moet verlaat, en daai Delilah sit haar hand so op jou skouer en sê, ag, dis okay dat jy getroud is. Dan sê jy, ek se pastoor. Ek vra vir jou, wees meer doenloos. Jesus vra vir jou nie, bestuur jou sonde nie. Jesus sê, sny dit af. Tweede ding, jy moet die vordering verstaan van sonde. Nie vordering hoe verbeter dit nie, die verloop van, die vordering van, die opbou van, die akkumulering van, die toedrag van sake van sonde. Hier is hoekom jy nie met versoeking kan speel nie. Jakobus 1 sê, maar 'n mens word verlei, sê hou vir iemand in jou oor saggies langs jou, verlei. Dis mos hoe die vyand kom. Hy kom verlei. En luister, hoe word jy verlei? Deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Ek wil net die prentjie sien van hoe jy aanlok en saamsleep. Jy begin iets so saam met jou te sleep. Hy sê dis waar dit begin. Hy sê daarna as die begeerte bevrug geraak het, bring dit die sonde voort en as die sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood. So ek het vir jou op die bord, dit begin by 'n begeerte. En die begeerte loop uit op 'n verleiding. En die verleiding loop uit op sonde. En die sonde loop uit op dood. Dit was presies wat God geëis het van Dawid se eerste kind, toe hy met Batseba gesondig het. Ouens, moenie vir my vertel, pastoor, toe ek my oë uitvee, toe word ek wakker, en Marie lê net langs my. Jy lieg, man. Jy het dit beplan. Jy het dit gedink. Jy het dit gedroom. Jy het dit gebel. Jy het gesê, kom ons maak 'n plannetjie met Annietjie. Of Marie, wat haar naam ook al is. Dit begin by 'n gedagte wat jy nie uitgeskop het nie. 'n blik of 'n kyk. Onthou julle, waarvandaan jy nie weggedraai het nie. Of 'n gesprek wat jy nie afgesluit het nie.
Jy moet daai begeerte stadium doodmaak en keer dat dit nie na 'n verleidelike plek en na 'n vrugplek van sonde en na 'n uiteindelike plek van dood toe gaan nie. Ek hou nie van begrafnisse nie. Jesus, dit is my sad. Iemand sê nou dag vir my, ag jy is mos nou al lank in die bediening, jy huil seker nie meer by 'n begrafnis nie. Seker verstaan nie. Ek huil. Maar weet jy wat sal die seerste vir my wees? As ons eendag by die hemelpoort moet wees. En ek het verwag, Marie of Annetjie of Hendrik of Pieter gaan instap. Of ek dalk. En God sluit daai poort en hy sê, jou losbandige seksuele lewe. Hierdie een van nommer 7 het jou weggehou. En dis die dood. Die derde ding is, jy moet herversadig. As jy jou siel, jou gees, jou binneste versadig het met die seksuele, met die vieslike goed, herkanaliseer, kom by 'n nuwe plek het waar jy nuwe goed toelaat. Filippense 4 sê, verder broers, alles wat waar, alles wat edel, alles wat reg, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle gedagtes rig. Jy klop 'n slegte gedagte met 'n goeie gedagte. As daar 'n ander Delilah is, dan sê jy vir jouself, ja, maar ek het daar maar 'n mooi vrou. Julle is veronderstel om nou amen te gesê het. En dan sê jy vir jouself, ja, ek kan nie wag om by my kwagga uit te kom nie. As die vyand vir jou sê, kyk, dan sê jy, nee, ek gaan nie kyk nie, ek weier om te kyk, want dit is wat God vir my vra om nie te kyk nie. Vul jou gedagtes met dit wat waar en edel en reg en rein en lieflik en lofwaardig is. Laat die woord van God jou begeertes herstel. En as jy getroud is, behoort jou passie aan jou huweliksmaat. Spreuke 5 sê, sing die lof van jou eie fontein. Verheug jou oor jou eie vrou. Ek het hier vir jou 'n bak water. En hierdie is suiwer, skoon, Ekurhuleni munisipale water. Dit was eens op 'n tyd die skoonste water in ons land. Ekurhuleniese water. Ek gaan nou niks sê nie. Maar jy kan dit drink uit die waterkraan uit. Genigtig, skus julle. Maar partymal laat ons toe dat ons 'n bietjie contaminated raak. En dit is net so 'n bietjie van 'n dingetjie wat ons toelaat. Verheug jou oor jou eie vrou. Sing die lof van jou eie fontein. Maar voor mense sal jy jou vrou of jou man afkraak. Of voor jou kinders. Ag, moenie stupid wees nie, man. Is jy onnoosel? Ag, dink jy nie wat jy praat nie? Is jy heeltemal van jou sinne beroof? Ek weet, julle doen dit nooit nie. Dit is daai Vrystaaters boere. Daar is ook so 'n helderytjie. En dan laat ons toe dat my stokperdjies deel raak van my huwelik. Ek weet nie wat party mans sien in 'n kar nie. Maar die vet weet as hulle elke naweek werk aan hulle kar. Rarig. Of is elke naweek op die golfbaan. Wel, ek het dit verstaan ek. Maar die 9de gaatjie word 'n langer gaatjie en 'n langer gaatjie. Dit verstaan ek nie. Ons het nou die dag in ons selgroep gesê, dit word so contaminated, jy wou dit drink, en is nog steeds skoon water. Dit is net, wat meer dit my liefie koekleursel. So ek kan het nog steeds drink. Maar daar is nie 'n manier dat ek hierdie water gaan drink nie. Sing die lof van jou eie fontein, verheug jou oor jou eie vrou. As jy getroud is,
kan jy nie toelaat dat jy hierdie prentjie vuiler en vuiler maak as gevolg van die goed wat jy toelaat. En dan wil jy later kom en sê, ek is opgewonde oor die fontein wat God my gegee het nie. As jy ingelopend is, moet jy eintlik net vandag erken dat jy jou begeerte na intimiteit na God toe skuif en sê, Here, ek kom vra U om in te kom stap en hierdie dors na intimiteit te kom vul met wie God is. Dis wat God wil doen. So miskien sit jy vandag hier en jy het gefouteer. Jy is skuldig. Daar was dalk 'n oomblik in jou lewe waar jy misgevat het. Dalk het jy jou huwelik verwoes, dalk het jy jou kinders verwoes, dalk het jy jouself verwoes, jouself so nie vergewe nie, en jy sit vanoggend hier en jy is kwaad vir jouself. Jy verdrink in die skaamte van wat jy op jou foon het. Jy voel vuil, jy dink jy's heiligelaar en jy dink God kan jy gebruik nie. Ek het ongelooflike goeie nuus vir jou. Kan jy amen sê? Die evangelie is nie vir mense wat alles bymekaar het nie. Die evangelie is juist vir mense wat stikkend is, vir mense wat vanoggend kan sê, ek het misluk, ek het gefouteer. Die 7de gebod wys nie vir ons net dat ons moet reg lewe nie. Dit wys ook vir ons dat daar 'n kruis was waar God ons vergewe het. Kan jy amen sê? So, Paulus sê in Korintiërs 6, hy sê, so was party van julle juis ook, maar julle het julle sonde laat afwas, julle is geheilig, julle is vrygespreek in die naam van die Here Jesus Christus en deur die Gees van God in ons. Kan jy gou saam met my sê, afgewas? Kan jy sê, geheilig? Kan jy sê, vrygespreek? Nou leef soos dit. Hou op om terug te gaan na daai plek van waar jy jouself veroordeel en vir jouself sê ek is skuldig aan 'n verlede of aan goed wat ek gedoen het. Of as jy dalk vanoggend nog daarmee sukkel, breek met dit. So hier is my 2 goed wat ek vir jou vra. Kom huis toe vanoggend. Bekeer jou. Dis die eerste ding. Breek met dit. Breek met die sondige patrone. En tweedens wil ek vir jou vanoggend vra hardloop. Ran. Nie weg van God af nie, maar na God. Kom na hom toe vanoggend en sê, Papa, hier's ek, hier's my hart. Ek wil toelaat dat die wet geskryf is op my hart. Hier in my hart het dit alles begin. En dis waar God vanoggend met jou en my praat en hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ek bid vanoggend vir hierdie gehoor. So, hier is so 'n diep hartsaak. Ons verstaan hoekom U dit opgedraai het en gesê het, elkeen wat verkeerd kyk, het reeds in sy hart egbreek gepleeg. Ag, vergewe ons, Papa Vader, as ons baie keer so onverskillig is, so onverantwoordelik is, so toelaat, klein goedjies, oor die veld net instap, en kom steel, kom verwoes. Dankie dat U vanoggend die een is wat kom afwas, ons kom vergewe en ons kom vryspreek. Dankie Heilige Gees. As jy vanoggend hier sit en sê, Papa, ek vra vir U dat ek met 'n nuwe manier sal kyk. 'n nuwe manier sal leef. U genade sal aantrek oor my lewe en sal verstaan, God het my klaar afgewas, hy het my reeds vergewe en hy het my gebring na 'n plek waar ek vanoggend kan sê, ek is vrygespreek. Steek net jou hand op en sê, Here, ek begeer na 'n nuwe lewe nie. Almal se oë is toe, maar steek jou hand op. As jy net sê, Here, hier's ek. Dankie, dankie, dankie. Dankie, dankie, dankie. Daar agter, dankie. Dankie, dankie. Dankie. Jesus, ek kies om te lewe volgens U wil. Nog hande? Dankie. Dankie. Dankie, dankie, dankie. Dankie, Jesus. Here, dankie dat ons vanoggend vry kan wees. Dankie dat ons as 'n kerk nuut kan lewe, 'n nuwe manier van lewe kan leef.
En dankie dat hierdie vandag vir ons 'n nuwe dag is. 'n Skeidingsdag is van 'n ou lewe, 'n ou verlede, 'n ou manier van dinge doen. En dat ons vandag kan sê, ek is 'n tempel van die Heilige Gees. En ek kies om te lewe soos wat God dit van my vra. Ek bid en vra vandag, Heilige Gees, dat U sal kom en ons sal help, dat ons sal onthou, U wet is op my hart geskrywe en ek bewaar hierdie kosbare, hierdie mooi wat U vir my gegee het. Dankie Here vir my man, dankie vir my vrou, dankie vir ons kinders en dankie dat ons vir mekaar die voorbeeld kan wees van dit wat Jesus in gedagte gehad het. Amen. Dankie.